Iemand het ons gebless vir 'n paar dae net hier buite Skukuza. En ek sit hier buite vanmôre. Ek het gaan drafval en sit in Bybel lees. Ja, en daar's net 'n skrif wat die laaste week my nogal raak. En ek wil met jou daaroor praat, want dis iets wat jy nie moet vergeet nie. Ons praat oor vergeet. Moenie dit vergeet nie. Nou Paulus skryf, kom ek lees vir julle Handelinge 20. Hy sê, wat ek wel weet, is dat die Heilige Gees my in elke stad verseker, dat gevangenskap en vervolging voorlê. Hy sê, al is my lewe kosbaar, ag ek dit van geen waarde, as ek nie my lewenstaak en my bediening, wat ek van die Here Jesus gekry het, kan klaarmaak nie. So nommer 1, hy praat van moeilikheid, praat van gevangenskap. Die Heilige Gees het hom eintlik gesê, dis wat met jou gaan gebeur. En dan sê hy, my lewe is kosbaar, maar ek ag dit niks, as ek nie by die doel uitkom waarvoor God my geroep het nie. Dan sê hy, die doel is om die goeie nuus te verkondig, dat Jesus mense liefhet, sonder dat hulle iets hoef te doen om dit te verdien. Wow, Paulus is 'n voorbeeld. Paulus huil nie oor die tronk en baklei oor die tronk en ongelukkig nie. Paulus sê, my doel is om die goeie nuus te verkondig dat God mense liefhet sonder dat hulle iets hoef te doen om dit te verdien. Sonder dat hulle iets hoef te doen om dit te verdien. Nou gaan jy deur 'n krisis, liggaamlik dalk. Moet jy nou dokter toe gaan, jy moet behandeling gaan. Dalk is jou familie nie gelukkig met jou nie. Dalk daar by die werk is daar omstandighede wat sleg is. Dalk is die bure moeilik met jou. Jy voel die lewe is net 'n gemors, die lewe is net 'n gesukkel. Dan wil ek vir jou sê, jy moet vanmôre onthou dat God jou liefhet sonder dat jy iets hoef te doen om dit te verdien. Maak nie saak wat my omstandighede is nie. Moet ek weet dat God my liefhet, dat ek niks hoef te doen om dit te verdien nie. En Paulus sê, dis vir hom die belangrikste. As jy dit nie reg kry nie, as jy dit nie verstaan nie, as jy dit nie vir ander mense vertel nie, dan beteken jou lewe niks nie. Vir my is dit geweldig belangrik, ek moet vir mense kan sê, God jou lief. Maar en ons sê dit vir mense, maar ons vergeet, dat God het mense lief, en hulle hoef niks te doen om dit te verdien nie. Nou, dan sê sy, maar dan is niemand verlore nie. Nee, mense is verlore, want mense aanvaar nie God se liefde nie. Hulle sê nie ja vir God se liefde nie. Hulle beklei met God, hulle is ongelukkig met God. Weet jy, ons het die laaste 2 nagte wonderlike aande, dis donker, dis stil, dis 'n wonderlike plek hier waar ons is. Maar my kop kan ek by groot hartseer wees. My kop kan by bekommernis wees. My kop kan op baie ander plekke wees. Dan sê ons, ja, die Here het my lief, maar dit voel nie so nie. Maar as jy vanmôre kan sê, God het my lief, sonder dat ek iets hoef te doen om dit te verdien. As ek net verstaan, as hy my lief het, sal alles ten goeie meewerk. Ek is geroep volgens sy wil, want omdat hy my lief het, ek hoef niks te verdien nie. Niks te verdien nie. Dink aan 'n klein babietjie. Dink aan 'n kleuter. Hy hoef niks te doen nie. Jy kry slegte ouers wat nou nie lief het nie, dit verstaan ek. Maar daai kind hoef niks te doen. Daar's 'n liefde binne in jou vir daai kind. Hy hoef niks te doen om dit te verdien nie. En ek wil jou vandag aanmoedig dat jy hoef niks te doen om God se liefde te verdien, om God se liefde te kry nie. Jy hoef dit nie te verdien nie. Nou ry ons in die wildtuin. Nou sien ons nie baie diere nie. Die gras is hoog, daar's baie water. Julle weet die wildtuin het verspoel en alles. Nou sien ons niks. Ons sien net 'n olifant en hier en daar 'n rooibok en 'n kameelperd. En dan wil 'n stemmetjie sê, maar hy die Here jou dan nie lief nie. As die Here jou lief het, dan moet jy eers die jagluiperd sien en toe die luiperd sien en toe die leeu sien en toe dit sien en dit sien. Sorry, maak nie saak wat ek sien nie. Dat God het my lief en ek hoef niks te doen om dit te verdien nie. Moenie dit vergeet nie. Moet dit nie vergeet nie. God het jou lief en jy hoef niks te doen om dit te verdien nie. Dankie dat jy luister. Jy's 'n great blessing.